groot hy is en hoe goed hy is nie. Ek moet eintlik vir julle sou net so ietsie daarvan vertel. My sussie gaan hardloop, ek het nou 'n paar van julle buite vertel, maar ek gaan dit weer vertel en is waar. My sussie hardloop die Vrydagoggend vroeg voor die kamp. Nee, ek moet nog 'n bietjie rewind, kom 'n bietjie terug. Die donderdag aand kuier ek by my skoonsussie en sy sê, daar's 'n vrou, Antoinette something. Sy sê en sy gaan Karoo toe en haar binnewêreld is rou en seer en sy voel nie lekker nie. Ek wonder of ek dit eintlik gaan vir julle, want ek kan dit nie so goed soos sy sê nie. Ek wonder of ek dit deur, ek gaan kyk of ek dit vir julle kan, jy moet nou eintlik daar gaan weer stop my vriend. Jy het dit op WhatsApp mos. Maar gaan begin, maar eers ek sal vir jou sê, so wat, dit is my moeilik hierdie recording, maar pas mense wat het vra. So, die Here roep ons om op water te begin loop. Om regtig blindelings te vertrou. Wat doen ons? Ons eerste reaksie is om bang te wees. En God sê vir jou nie bang wees. So die vraag wat jy vir jouself moet vra is, waarvoor is ek bang? Hierdie was my baie interessant. Die Sondag, die laaste sessie, kom Maurice en sy bedien met haar Ella Genetics uit en ek en sy begin vloei en sy breek iets oop. Sy sê, die vyand vra altyd vrae. As jy gaan kyk in Matteus 4, kom die vyand en hy vra, hoekom verander jy nie die klippe in brode nie? Dink hoe gaan jy voel as jy afspring en die engele vang jou? Hoekom aanbid jy my? Dink jy jou man en vrou is nog lief vir jou? Dink jy nog jy is worthy? Dink jy jy's 'n goed genoeg ouer? Dink jy die werk is tevrede met jou? Dink jy is belangrik? Hoor julle die vyand kom vra elke keer. Wat het Jesus ons geleer om te doen? Sit hom op sy plek. Jy gebruik woord. Jy sê, maar daar staan geskryf. So let op, vra. Hoeveel keer werk ek met mense met sosiale angs? Dan sê ek, hoorie, daar's 3 groepe mense in jou lewe. Die wat nooit gaan van jou nie, wat hulle gaan van hulle self nie. Soos jy van hulle self hou nie, gaan ook nie van jou kan hou nie. Dan is daar 'n groep mense, as jy nou in hulle boksie inpas, hou hulle van jou. As jy nie in hulle boksie inpas nie, dan hou hulle nie van jou nie. Jammer of hulle moeilikheid op te hoor. En dan kry jy 'n derde groep mense. As ek my identiteit in God gevind het, en ek weet, 1 Petrus 2 vers 9, ek weet, I'm royal, I'm holy, I'm chosen, en ek weet wie ek in Christus is, gaan ek van jou. Want ek gaan jou waardeer vir jou pad met God. En ek gaan opgewonde wees om te kyk hoe God in jou lewe met jou werk. Nou die dag sê ek vir 'n vrou, jy hoef jou man nooit in sy lewe weer te vertrou nie. Daar het 'n paar goedjies gebeur. Sy kyk my so, jy normaal. Sê jy hoef nie. Jy kan God vertrou met die pad wat God met jou man loop. Dis 'n baie beter vertroue as om 'n mens te vertrou. Ons vertrou nie op mense nie, ons vertrou op God. Dan sukkel ons nie meer met 'n verhouding wat hierdie kant toe kom. Here, maar ek is bekommerd oor my kinders. Nee. Here, ek vertrou U vir die pad wat U met my kind loop. Want U plan vir my kind se lewe is beter as my eie. Gebed van 'n gelowige. Ja, gebed van 'n gelowige wat Jaco gesê het. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis presies wat Jaco gesê het. Wil jy iets kom sê, Hendrik? Jy's welkom. Daarbij aansluit. Hier in Openbaring 5 staan daar, jy het net nog gepraat van die 24 ouderlinge. Ja, wat hulle krone afval. Wat hulle krone afval. En sê heilig, heilig. Amen. Elkeen van daai 24 ouderlinge het 'n goue bak vasgehou. Elkeen het 'n sieter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. In 'n woorde, ons gebede is wierook in die hemel. Amen. En dit is hoekom Jakobus sê, dit het 'n kragtige uitwerking, want as dit net 'n lieflike geur in die hemel bring, dan het dit alreeds
kragtig gewerk. Amen. Amen. Sjoe. Dankie. So ja, maar ek is bang mense maak grappies van my. Ag, lag saam. Maak saam 'n grap. Slag sommer saam vir my. Ek lag saam met jou vir my. Weet, dan maak ek jou lig. Dan is dit soos, kan ek nog 'n konsert maak? Kan ek nog 'n grappie maak? En dan ons weer. So what? Want my dankie my boetie. Jy's die reg. Alles is snaaks. Dis die ouste. Do you want to have control of things you can't? As jy vir my as ek bly vir jou, as jy vir my nie, moenie worry nie, move on. Want as jy ergens in jou lewe gesond is, dan gaan jy weer van my kan hou. Maar jy's nou so stikkend en so gebroken, jy kan van niks en niemand hou nie. Maar ek is lief vir jou. Hurting people hurt. Ja, hurting people hurt. Ons het die naweek het ons 'n manifestasie ook nou maar gehad. En ek sê, Here, wat moet ek doen? Hy sê, wees net vir haar lief. Hou haar net vas. Lê net op die grond langs haar. En wees net vir haar lief. I'll do the rest. I'll do the rest. Die liefde van Christus oorwin alle kwaad. Die liefde van Christus kan nie staan teen God se liefde, teen die vyand se goed. Ag, die liefde van Christus maak dat daai goed nie kan staan nie. So baie keer moet jy mens gaan kyk as mens angstig is. Wat is die dieper emosie wat ek regtig beloof? Soos kom ons sê, maar ek voel onseker, vind jou sekerheid in God. Maar ek voel verwerk, jy kan nie verwerk word nie, want God verwerk jou. So jy steur jou nie aan verwerking nie. Ek voel, kom ons sê, frustrated. Ok, maar hoekom is ek gefrustreerd? Here, wat moet ek in hierdie situasie doen? Ek moet dalk grense in plek sit om nie meer gefrustreerd te wees nie. Kom ons sê scared. 1 Johannes 4 vers 18. Volmaakte liefde verdryf vrees. So as jy vir God se volmaakte liefde verstaan, het jy nie nodig om bang te wees nie. Kom spiek gaf my nog een. Hopeloos. Jy het hoop in Christus. Jy kan elkeen van hierdie emosies vat. Jaloesie. Jaloesie is 'n vrees om iemand te verwerp, te verloor. Daai persoon behoort in elk geval nie aan jou. So vat daai persoon, gee die persoon terug vir God. Want as jy jaloers is dit eintlik maar net jy's bang. En dit kom ook nie van God af nie. Ons kies nog een. Kies gou vir my een. Hurt. Hurt. Hoekom is jy hurt? Wat het jou seer gemaak? And then you frame the beauty in the ugly. Dis baie belangrik. Om Jesus se stem binne in jou trauma. Because in Hebreërs 13 vers 5 sê hy, I will not leave you. I will never leave you. I will not, val in die Amplified sê hy, I will never leave you. So jy hoef nie bang te wees om alleen te wees, want jy kan in jou lewe nie alleen wees nie. As jy gaan kyk na Jehovah Shammah, God is met jou, om jou, by jou. Immanuel God, dit beteken hy is by jou. So jy kan nie van jou alleen wees nie. Kies my nog een. Skuldgevoelens. Skuldgevoel kom nie van God af nie. Dis 'n aanval van die vyand op jou lewe, op jou denke. Want skuldgevoelens is aan die kruis vasgespijker. Skaamte, skuld, seer, vrees is spykers in die kruis. So jy vat dit nie. Jy entertain dit nie. Jy delete dit. Jy gaan nie dit met, jy loop nie met dit nie. Romeine 3:23. Overwhelmed. Maar Here, ek voel oorweldig. Okay, hoe eet jy olifant? Stukkie vir stukkie. Begin net stukkie vir stukkie. So dis baie keer net coping skills. Nog eene. Here, maar ek voel ongemaklik. Waar is jou identiteit? Jy ongemaklik voel, is jou identiteit in die situasie en nie daarbo nie. So daar's niks waarvoor jy bang hoef te wees. Nou nog een kies? Hulpeloos. Hulpeloos. Jou hulp kom van God. Nie van mense en situasies nie. So wanneer jy David's eyes, single vision, oop God het, kan jy op water loop en dan gaan die angs verdwyn. Almal van ons gaan dit ervaar. Herstel dit in jou denke. Want ek sê altyd vir mense, jy kan nie iets voel nie, as jy nie iets gedink het nie. Wat jy dink,
het invloed op wat jy voel. So as jy jou denke kan vernuwe, en dis hoekom ek so hard met mense werk, want ek is heeltyd besig om vir dit nee, dink so, dink so, dink so, jy sien so, vat hom bietjie weg, sien jy groot prentjie. Ja, ekskuus vir julle aangaan met hom. Teleurstelling. Ek voel geteleurgesteld in 'n situasie. Here sê vir jou, in my kan jy teleurgesteld wees nie. Want hy sê, jy moet kan bid en sê, laat u wil geskied. Toe my ma in 'n motorongeluk is en haar voet lê op haar kuit, en my sussie bel my 2:00 die middag, en sy sê, mamma is met die kar in die rivier en af met my kinders. Ek sien water. Daar's nie sein daar was hy my gebel het nie. Die rescue team het daar toevallig geoefen. Hulle is met haar Ceres toe in die hospitaal. 7 het ek met haar gepraat. Ek het op my aangesig gaan lê en gesê, Here, u wil nie my wil nie. Dis as 7:15 dood. Dis God se plan. Ek weet jy, dit was in die 70's. Dit was nie God se plan vir haar om sonder 'n voet te leef nie. Dis vir haar beter, en ons het dit gesing, dis vir haar beter in die hemel as op aarde. Toe my sussie se dogtertjie op 4 na slaap dood is met MCAD, ek weet nie of hulle MCAD, medium ketangkool-A-asetyldehydrogenase defek siekte se naam. Toe sy dood is met MCAD wat nooit gediagnoseer is nie. Toe sê my sussie, sy is so bly dat Fransie hemel toe kan gaan. Hoor gou die perspektief. Want en ek onthou dit. My dogter, sussie was klein, dan sê sy altyd, ag, ek wens ek kan hemel toe gaan. My tasse is reg, my naels is reg skoon, my tissues is reg, ek gaan nie my tissue met tasse nie, ek is nie reg om te gaan nie. Gesê, en sy is so bly dat die Here vir haar bederf het om hemel toe te gaan. Sy sal dan nou maar eendag nou weer sien. Naels is nou mooi. Nou reg om te gaan, maar nou wil ek nog werk. Ek wil nie nou gaan nie. Ek het te veel werk wat ek nog nie wil aarde doen. Maar dit gaan oor hoe ons oor goeders dink. En dan moet ons die gees van God, Romeine 12 vers 2 en Efesiërs 4 vers 23. Jy moet die gees van God toelaat om jou manier van dink te kon verander. Want as jy anders dink, gaan jy goeders anders hanteer en dan gaan jy beter voel. Aurelie, dit is interessant. Sy sê, as jy die oggend opstaan, drink 'n glas water. Want jy het eintlik hierdie nag gedehidreer. Hulle het met hulle genetiese toets en goed uit agtergekom. Sy sê, as jy in die middel van die nag wakker word, dan is dit waarskynlik jou kortisoolvlakke wat te hoog is. Toets jou kortisool. Pos gou daar, gaan vir julle vertel. Een keer vra hulle vir 'n seentjie, hy's hoogs begaafd. Sy oupa het altyd vir hom geleer. Sy oupa het altyd vir hom gesê, jy moet altyd buite die boks dink. En hy stuur hom toe nou hierdie hoogs begaafde skool, en hulle vra vir hom met 'n mensfiguur teken, en hy teken 'n boks. En die skool roep die oupa en sê, hoor, hierdie kind sal nou nie in hierdie skool kan inkom nie, hy kan nie eers 'n mensfiguur teken nie. Die oupa vra vir hom, hoorie nou, Boeta, hoekom het jy nou 'n boks geteken toe hulle vir jou gevra het om 'n mens te vier? They didn't ask me. The man is in the box. Tanja. So ek wil hê jy moet aan die gesindheid kom van, wat mis ek? Here, wat sien ek nie? Wat hoor ek nie? What's missing? Moenie net altyd dink jy weet nie. As jy met mense werk, jou veiligste plek om te wees as jy met mense werk, is in the not knowing position. Moenie aanvaar 1 + 1 gaan 2 wees nie. 1 + 1 is baie keer 6. En baie keer 7. Here, wat sien ek nie? Wat hoor ek nie? Wat verstaan ek nie? Verduidelik vir my. It's impossible to take power over the future because it isn't even real, nor will it ever be real. Dink gaan nie goed wat ons al oor bang was. Wat ek vat Pieter kan daarvan getuig. My ma was my beste vriendin. Ons was soos Vonkel en Koliander. Hy het altyd gesê, as my ma met iets oorkom, weet hy nie wat gaan my maak nie. En God het my gedra. Ek is fine. Ja, jy na Ries. Ja, nou is ek na Ries van Koliander en Elsje en my kinders. Maar wat ek bedoel is, die goed waarvoor ons bang is, gebeur partykeer. En as ons terugkyk en dink ons maar,
Ek weet nie hoe nie, maar ek het hierdie ding oorleef. En dit is daai Jehovah. Hy het gesê, ek stuur vir jou, ek los julle nie alleen. Ek stuur vir jou die helper wat die Heilige Gees is om die pad saam met jou te stap. He'll be your advocate, your standby, your righteousness, your helper, your strength, alles wat jy nodig het. Do you imagine the evil that you fear becoming reality? Hoeveel goed is ons bang voor? Kanselleer dit. Ek gaan nie meer bang wees hiervoor nie. En ek gaan nie vir hierdie goed bang wees nie, want ek gaan die waarheid wat in die woord van God is gebruik en die angs kanselleer. Do you try and make plans to avoid what you fear? Ek gaan nie dit doen nie. Wat was dit nou goed weer gewees? Ek kan nou nie onthou nie, maar mense kom na my toe, dan sal hulle sê net, dit gaan ek nou nooit weer doen nie. Ek soos nee, sê dit, of dit is presies wat jy nou gaan doen, dat ons jou kan fix. Want dit wat jy voor bang is, raak jou God. Dit steel by jou. Face your fears. Soos Tannie Joyce sê, do it with fear. Do it with fear. As jy van 'n perd afval, klim terug. As jy in 'n motorongeluk was, bestuur weer. As jy getrip en geval het in die winkel, gaan loop 20.000 keer daar waar jy getrip en geval het. Dis hoe mens gesond word. Daai wat jy voor bang is, moet jy face om gesond te word. Why do you have so much fear in your life? Dit is skerp goed. Do you really believe? Do you really believe that I love you? When you live by your imagined fears, you will not find freedom in my love. God het jou volmaak lief. En omdat hy jou volmaak lief het, wil hy hê, jy moet die lewe in volheid geniet. Gaan op vakansie, gaan kuier vir mense, gaan in winkels in, klim in 'n kar, gaan doen goed, al is jy bang. Want jou bang is besig om van jou in 'n tronk te sit. So, kom uit daai tronk uit. Klim uit daai tronk uit. Maak die hok oop. Sê, Here, ek gaan nie meer bang wees nie. Ek gaan nie bang wees vir mense nie. Want baie keer raak mens so veilig in jou eie huis, in jou eie kamer, dat jy ophou leef. Dat dit binne in jou grou raak. En dan mis jy die kloepse wat jy moet sien en in jou hart kom insit. Jy wil iets sê vir dit? Vrees steel vreugde. Yes. En jy moet dit nie spreek. Dis dit. Jy moet dit nie spreek. Vrees steel vreugde. Kom ons sê dit. Vrees steel vreugde. Dit steel lewe. Dit steel jou lewe. To the degree that those fears have a place in your life, you neither believe I'm good, nor know deep in your heart that I love you. Maak dit sin? Want as jy weet hoe lief ek jou het, sal jy nie bang wees nie. Want ek is elke dag met jou, by jou, om jou, saam met jou. My plan vir jou lewe is perfek en volmaak. You sing about it, you talk about it, but you don't know it. Want as jy geweet het hoe lief God jou het, sal jy nie bang wees. Gaan jy nie sukkel met angs nie. Gaan jy nie sukkel met paniek nie. Gaan jy nie sukkel met vrees nie. Partykeer is dit 'n journey. Partykeer moet jy dit 'n paar keer doen totdat jy soos fietsry. Jy moet 'n paar keer oefen, maar begin net om dit te oefen sodat jy gesond kan word. Hy vra, do you know my love? Ken ons rarig God se liefde? Want God sal nooit sy liefde op jou afforceer nie. Hy sal dit nie doen nie. Hy sal nie eers sy wil op jou afforceer nie. Maar God is liefde. En as hy sy liefde gee hy homself. Dis hy. Hendrik sê dit weer.
God is liefde, 1 Johannes 4 vers 8. En as hy sy liefde gee, gee hy homself. So liefde is die vryheid van keuse. Hy sê, ek sal nie my liefde op jou afdwing nie. Ek sal nie my wil op jou afdwing nie. Love is to submit to one another. So ek hoor wat God wil hê ek moet doen. En uit my verhouding met God, gee ek vir jou liefde. Submission is not about authority, and it's not obedience. Submission is all about relationship of love and respect. Is dit nie mooi nie? I want to share life with you, sê God. I want to be your life. I'm about being. God kom sê vir jou vanoggend, ek wil net die lewe saam met jou leef. Dis ook wat mense sal sê, weet jy wat, as jy op 'n Sondag nie kerk toe kom nie, moet nie kom nie. As die Here sê jy met jou vrou of jou man vat vir 'n piknik, dan piknik ons. Want religion maak mense seer. Hy sê kom leef net saam met my. It's about being with God. Dis familie. Dis saam wees, dis saam kuier, dis saam om 'n tafel sit en eet en gesels oor wat vir jou belangrik is. Dis wat Jesus gedoen het. Hy het wyn gedrink en saam met sy disippels vis gevang en geëet en woord gebreek. Ons maak te veel reëls en ons maak mense seer met al ons reëls. As you grow in relationship with me, what you do will simply reflect who you really are. Maar hierdie is my belangrik, dat jy the true you in jou verhouding met God moet wees. Want as jy nog nie emosioneel gesond is nie, dan maak jy mense seer, omdat jy gebroken is. Jy sê goed en doen goed, wat ander mense seer maak. En dan wil mense nie saam met jou wees nie. En dan voel jy verwerp. Maar wanneer jy hierdie verhouding gesond kry, kom die gees van God en hy kom genees ons. En dan is dit vir mense lekker om by jou te wees. Die vraag wat ons baie keer moet vra is, what will Jesus do? En dan sê hy, my life was not meant to be an example to copy. Being my follower is not trying to be me. It means for your independence to be killed. Maar ek wil self. Ek wil self. Wel, self dan. Maar dan gaan hierdie nie werk nie. Maar wanneer jy jou onafhanklikheid prys gee en sê, my life is not my own. I belong to you. I came to give you life, my life. Ek kom en ek kom gee vir jou my lewe. Ek wil my lewe binne in jou lewe kom leef, saam met jou, binne jou persoonlikheid, binne jou talente, binne jou vaardighede, wat jy is. We, Vader, Seun en Heilige Gees, want to come and live our life inside of you. I want you to begin to see with my eyes, hear with my ears, touch with my hands, and think like we do. Wat uit die woord is. Is dit nie mooi nie? Ek sal hierdie vir julle print. Ek sal vir julle almal bless met 'n boek. Die handleiding. Ja, ek sal dit vir julle print en bring. But we will never force that union on you. Ek gaan nie, God sê, ek gaan nie myself op jou afforceer nie. Ek gaan wag totdat jy vir ons toestemming gee om in 'n verhouding met jou te wees. Is dit nie waar nie? I want to do your thing. Jy kan maar gaan doen wat jy wil. Gaan net op. Gaan maak wat jy wil. Want onthou, liefde is die vryheid van keuse. So ek kan nie myself op jou afdoen. So gaan doen wat jy wil doen. Want in al jou gemors en al jou goed wat jy, sal ek dit nou maar gebruik, sommer maar in ons bediening.
Time is on our side. Ek het tyd, sê God. Ek kan vir jou wag. Daar waar jy nou moeg getroffen en doen whatever jy doen. Ek sal dit maar net gebruik. Ek sal al daai goedjies gebruik en ek sal dit opbou in iets groots en ek sal iets moois daarvan maak. I want you to die daily in yourself. Romeine 8 vers 28. Ja. A judge of truth and knowledge. Ek gaan vir jy moet gaan in jou kop. Vir my die 5 belangrikste mense in jou lewe. Gaan vir jouself opsê. Noem dit gaan vir jouself. Die 5 mense vir wie jy die liefste is. As jy klaar is, maak of my so, dan weet ek jy het dit gedoen. Die 5 of 10 mense. Wat kan dit raak nou maar 5 belangrikste mense. Wag vir 'n paar. Het jy hom? Het jy hom? Het jy hom? Okay. Now you are going to be the judge. Wie van die 3 van die 5 kan hel toe gaan? Niemand. Ja. These people must spend eternity in hell. Kies gou vir een van hulle 3. Wat dit kan. Ons gaan nie, ons is nie Sophie's choice nie. Ons het onderrig aan daarvan gepraat. Ja. Do you believe that God loves all of his children very well? Ja. Judging requires that you think yourself superior over the one you judge. We ask God to choose some of his loved ones to go to hell too. It's more than enough. For God, it's not about people's performance or sin. It's about his love for them. Die vrou was die Heilige Gees. Did you feel that you would rather go instead? Wie van julle het gesê nee, dan sal ek liewer gaan. Ja, ek sê dit. That is what Jesus did. You don't believe that God is good? Is Missy his child? Of course. Then no. I don't think God loves his children very well. If that's what you believe, come, sit. You can judge me fine from there. Father loves all his children perfectly. En dan moet ons die Here help my om hierdie persoon wat ek nie so baie van hou nie, lief te hê, soos wat U hom of haar lief het. Dis baie keer moeilik. Maar God is vir daai persoon lief. En as God vir daai persoon lief is, wie is ek om nie vir daai persoon lief te wees nie? Hy is dan lief vir my. Jesus chose the way to the cross where mercy triumphs over justice because of love. Jesus, het dit klaar kom doen. It is finished. Die prys is betaal. Al wat ons nou kan doen, is om ons lewens op te gee. En te sê, but my life is not my own. I belong to you. En ek is net gehoorsaam. Of wil jy justice hê? Onthou net, Father never needed evil to accomplish his good purpose. Dis nie God die Vader se hart. Dis nie sy skuld as daar slegte goed gebeur nie. Dis mense wat in onafhanklikheid goed gaan doen wat ander mense seermaak. Are we willing to give up judging? Judging of others and yourselves. Dis moeilik.
is moeilik as jy 'n patroon van dit het, om op te hou met dit. Ons kan net God vra om ons te help om dit te doen. Then you will be able to embrace God's love in the midst of your pain. Father wants to crawl inside your world to be with you. Are you willing to trust Father in your life? Here, ons kom vanoggend en ons kom besef net dat elkeen van ons wat vanoggend hier is, het al ergens in ons lewens seer, teleurstelling, verwerping en angs en elke emosie wat Jesus ook geken het al beleef. Here, ons wil vanoggend kom en sê, Here, ons wil nie meer judge nie. Ons wil nie meer ander mense oordeel nie. Ons wil nie meer sleg praat van ander mense en ander mense kritiseer en poog om onsself beter te probeer laat voel nie. Here, ons wil vanoggend vir U vra om U lewe in ons lewe te kom leef. En ons te lei, Here, om te leef soos wat U geleef het op aarde en hoe U nou leef. Help ons om die liefde wat ons reeds by U ontvang het, na ander mense toe uit te leef. Help ons om nie ander mense te oordeel en te veroordeel. En ook te verstaan soos wat U verstaan. Dankie dat ons ook vanoggend kon leer dat slegte goed wat met ons gebeur, kom nie van U af nie. U is net daar om dit beter te kom maak. En net hier waar ons sit, Here, is al mense in ons gedagtes wat ons net weer moet vergewe. So ons kom na U toe en ons sê, Here, vergewe ons vir die kere wat ons ander mense oordeel en veroordeel en kritiseer. Here, en die grootste is dat ons vanoggend moet kies om onsself te vergewe. Want U het reeds aan die kruis, ons kruis vir ons sondes gesterf. U het gesê, tetelestai, dis volbring. Nie waar ons nou vanoggend sit, wil ons net kom sê, Here, ek kies vanoggend om myself te vergewe. Ek kies om elke dag myself te vergewe vir foute wat ek gemaak het, maak en nog gaan maak. En dan is daar mense in ons lewens wat ons seer gemaak het. Maar hier waar ons nou is, kies ons vanoggend, soos wat ons verstaan uit U woord uit, dat ons ook ander mense moet vergewe. En dan kies ons om te vergewe. En soos wat U gesê het ook is, sometimes we have to forgive 1,000 times the first day and the second day. The third day will be less until one day we've realized that we are forgiven completely. Maar Here, ons wil die pad begin stap van vergifnis, want ons wil nie die judge wees nie. Dankie Here, ons loof en prys U groot naam. Amen. Amen.